Goeiemôre julle wonderlike mense. Ek is verskriklik opgewonde oor vandag se program want ek is al dit gaan oor al daai dinge wat ek baie van nou en wat die hele tyd ontleed. Kan julle dit glo? Hierdie is die 41ste begroting wat ek ontleed het. Nou die minister van Finansies het Woensdag die begroting bekend gemaak of sy begrotingsrede gelewer en die politieke ekonoom en ereprofessor aan die Wits Besigheidskool, sy naam is professor Jannie Rousseau en hy kuier vandag hier so by ons. Jannie, ons sal vir hulle vandag wys dat ekonome is nie 'n ou klomp boring ou ballies nie, né? Môre Davie, baie lekker om vandag weer hier by julle te kuier. Ja, ons raak opgewonde oor syfers. Economists do it with figures. We do it with figures. Maar jy het al 'n tyd lank gewaarsku oor die sogenaamde fiskale afgrond nie waar? Ja, inderdaad. Ek praat al die laaste dekade oor die fiskale afgrond. Ek het hier 'n klein karikatuur van my saamgebring wat Tony Logan so 10 jaar gelede geteken het, toe ek weliswaar 10 jaar jonger was en 10 jaar beter gelyk het, waar ek oor die fiscal cliff gepraat het. En ongelukkig huiwer Suid-Afrika al vir 'n dekade lank op die fiskale afgrond. Maar ons gaan al hierdie goeders behoorlik uit mekaar uittrek en uitpak en dat almal dit baie maklik kan verstaan. Ek doen ook oor so 15 minute of so 'n basiese ontleding. Ek gee 'n konteks van wat in die begroting aan die gang is en ek praat ook met 'n belastingkenner oor hoe dit jou spesifieke sak gaan pas. En ook jou nou my agbare kollega Charlene. Goeiemôre David, jou 41ste begroting. Is jy oud? Nee, Ek vra wacht my nie net. daan. Hallo prof Jannie. Terwyl Dawie hom besig hou met die syfers en die begroting, gaan ons aan by die res van die program en gesels vandag met twee onderwysinstansies, die MOS Inisiatief en Akademia. Is ek nou alweer vandag met jou opgeskeep? Wat 'n vreugde. Alle kragtig. Ek was 1 jaar oud toe Dawie sy eerste lering gedoen het van die begroting. En ek het nogals my opinie gehad daai tyd daaroor. Maar hy doen nie te sleg nie. Die sakefokus bly nie agterweë nie en ons kyk soos gewoonlik na suksesvolle ondernemings van oral oor ons land en gesels met belangrike instansies en entrepreneurs. Maar ek dink nie Corlie was eers gebore daai tyd nie. Corlie, wat eet ons vanoggend? Okay, ons gee nie my ouderdom hier op TV weg hier, David. Nou, ek het vandag 'n heerlike vleislose dis op die spyskaart, want natuurlik die begroting knyp of ek weet nie, ons gaan nou uitvind. Daar's mos nou nie geld vir vleis nie. Nou dis blomkool gegeurde klappercurry en ek bedien dit saam met die Leeuwenkuil Reserve Chenin Blanc. Hier's 'n baie belangrike aankondiging. Dit is my voorreg om bekend te maak dat ons nuwe weeraanbieder is. Salonia Becker. Welkom hier by Span Salonia. Sien vreeslik uit om saam met jou te werk. So, oor na my nuwe kollega, Salonia, by die weersake. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Goeiemôre, my hart blink om weer hier te staan vandag. Ek is Salonia Becker met julle naweek weer voorspelling. Dit is die laaste dag van Februarie en herfs is net nou hier. 'n Koue front is op pad en gaan temperature oor die volgende paar dae merkbaar beïnvloed. Saterdag word namiddag reën oor die Kaapse Skiereiland verwag met sterk wind voor die koue front oor die westelike binneland. Donderbuie word verwag oor Namibië, Noordwes, Vrystaat, as ook die Oos-Kaap. Saterdag nag brei die reën uit oor die suidwestelike binneland, as ook die Oeverberg met donderbuie wat oor die sentrale gebiede mag voorkom. Sondag word ligte reën teen die westelike plateaurand en Suid-Kaapse kus verwag, maar dit sal baie winderig wees daar. Donderbuie kom voor oor Noordwes, Gauteng, Vrystaat en KwaZulu-Natal. Saterdag word baie temperature in die Laagveld en Gauteng verwag met 32 grade in Pretoria met enkele donderbuie. Sondag bly dit baie warm oor die noordoostelike gebiede, 37 grade in Musina. Saterdag kom enkele donderbuie voor in die Vrystaat en die binneland van KwaZulu-Natal met baie warm toestande. Sondag kan Richards Bay 38 grade bereik, terwyl dit koeler raak in Durban. Saterdag word enkele donderbuie in De Aar, Kraddock en Graafrenet verwag, maar geen reën langs die kus nie. Sondag beweeg die koue front deur met 'n sterk suidwestewind en ligte reën langs die kus. Saterdagmiddag sien ons reën rondom Kaapstad met winderige toestande oor die binneland. Sondagoggend word nog ligte reën in die weste verwag. Die naweek word 10 tot 20 mm reën oor die suide van Namibië verwag,
met enkele donderbuie naby Windhoek. Sondag kom donderstorms in Kimberley voor, maar koel in Springbok met 19 grade. Maandag raak dit warmer in die weste terwyl die koue front oor die oostelike dele uitbeweeg en dit veroorsaak donderstorms in Mpumalanga en Limpopo. Maandag aand sal dit gedeeltelik bewolk en koud wees oor die westelike en suidelike binneland met donderbuie wat steeds oor die noordoostelike gebiede sal voorkom terwyl die reën in KwaZulu-Natal sal begin opklaar. Dinsdag word mooi weer in KwaZulu-Natal verwag met enkele donderbuie in die noorde terwyl temperature bo 30 grade sal terugkeer oor die westelike binneland. Maandagoggend na die koue front verwag ons 'n koue oggend hier in die weste met 11 grade in Kaapstad, 4 grade in Sutherland. Hoë temperature duur voort in die Laagveld met matige toestande oor die westelike en suidelike binneland. Dinsdagoggend is dit koud oor die binneland van die Oos-Kaap met 6 grade in Graafrenet. Dinsdag is dit koeler oor die oostelike gebiede met 25 grade in Johannesburg, 24 in Mbombela en 27 in Phalaborwa. Saterdag waai die wind fris oor Kaapstad en 'n sterk noordwestewind oor die Karoo voor die koue front. Sondag waai die wind taamlik sterk langs die suidkus met steeds winderige toestande oor die westelike binneland. Dis dan jou naweek weer. Bly veilig, geniet die naweek. Nou oor na Dawie met landbou sake. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Nee, wat Dawie is heeltemal te besig met die begrotingssyfers, so ek doen dit sommer. Ek gesels met Mike Bosch vandag. Hy is die grootste inheemse hoenderboer in Suid-Afrika. Mike, baie welkom, maar jy moet nou eers vir my verduidelik, wat op dese aarde is 'n inheemse hoender? Ek het eers geweet daar bestaan so iets nie. Charlene, ja, inheemse hoender, dis 'n hoender van Afrika. Ja. Kyk, al die ander hoenders in Suid-Afrika, die broilers en die lêne, soos die Highline en die Lohman en die Ross, dit kom als van Duitsland af en van Amerika af. En toe vat ek 3 inheemse hoenders, die Wendo, Wambo en Matabele hoender, toe kruisteel ek hulle om 'n hoender te teer om die bosluise van die beeste af te eet. Liewe aarde, so jy bestuur ook sommer biodiversiteit so op jou plaas self, al die peste en goeie. En toe noem ons daai kruising, toe noem ek dit die Bosvelder. Dis ons handelsnaam. Ja, na jou vernoem natuurlik. Ja. En jy gebruik ook die produk ADI op jou plaas en dan spesifiek met die hoenders. Vertel eers vir ons, wat is die produk en hoe effektief is dit? In die ADI kry ek in Tony dit vir my gebring 5 jaar terug. Toe begin ek dit op my hoenders gebruik. En in die eerste maand wat ek dit gebruik, het my mortaliteite met 90% geval. Nou met enige hoenderboerdery is dit baie. En dus die produk, ons dip ons hoenders in 'n emmer daarmee. Ons spuit die eiers as ons hulle uit die neste uitgehaal het, spuit ons hulle met ADI. Die kuikens as hulle uitkom, spuit ons met ADI. So die wolke word uitgewas met ADI. So dis 'n baie veilige produk en ek gebruik dit en dis wonderlik wat dit vir my boerdery beteken het. Maar jy het ook 'n beeskudde en ons weet bek en closure is nou 'n groot probleem. Gebruik jy hierdie produk dan ook sommer op jou beeskudde? Ja, ons gebruik dit met die beeste by die hanteringsfasiliteite spuit ons. Ons het 'n voetpad wat jy deurry. En die ADI wat so goed is van hom, as jy hom aangemaak het, bou hy sy krag vir 7 dae lank. So jy hoef nie elke dag ADI in te gooi nie. En ek meen in Afrika as jy swak, siek of oud word jy dood. En hierdie goed help my hoenders. Ons mortaliteit op die hoenders van daghou tot op 18 weke is maar 4,5%. En 'n bees wat 'n seer het of iets, spuit ons met ADI. Maar ek moet jy net gevra oor die bekostigbaarheid van ADI, want weet, winsmarges is belangrik vir 'n boerdery. Ja, jy sien, dis nie wat dit kos nie, is wat spaar dit jou. Jy weet, om so lae mortaliteit te hê. So ek maak soveel meer hoenders groot, want my sterftes is min. So 'n mens meet, wat spaar jy deur om die produk te gebruik? En dit is so veilige produk en dit word in so mooi verpak, soos die rugsak
spuit is net 'n sakkie wat jy oopskeer en jy gooi dit in die rugsak spuit. Mike, baie dankie dat jy vanoggend kom kuier het en baie sterkte met jou hoenders. Mag jy sommer 24 miljoen deur Afrika versprei volgende jaar. Vandag fokus ons op die afgelope week se begroting en Dawie doen hierna 'n kort opsomming daaroor in ekonomiese sake. SAVF is die ontwikkelaar van 380 nuwe wooneenhede en 'n gesondheidssentrum by die Oogaftree-landgoed in Mokgopong, Limpopo. Hier word 'n Bosveld aftree leefstyl geskep waar natuur die mens en gesondheidsorg integreer. Nou ons praat meestal oor die begroting vanoggend. Ek gereken om net so die ding in konteks te stel om vir julle te wys wat gaan aan, wat is besig om te gebeur in die wêreldse ekonomie, die plaaslike ekonomie, hoe lyk die begrotingssyfers en dies meer. So die heel eerste tabel wat ek vir julle wil wys, kyk net hierna. Dis die minister se verwagtinge in terme van ekonomiese groei. Heel bo is die wêreldse groei in 'n paar klompie lande en heel onder het ek Suid-Afrika so 'n bietjie in 'n blokkie ingesit. Nou julle kan baie duidelik sien, die minister verwag ekonomiese groei in Suid-Afrika so 1.4, 1.6, 1.8% oor die volgende klompie jare. En die belangrikste punt wat ek hierso wil maak, Suid-Afrika se groei is nie net swak nie, dit is van die swakste in die wêreld. Kyk hoe swak doen dit in vergelyking met ander lande. En dis nie die eerste keer dat dit gebeur nie, dit gebeur al vir baie jare lank so dat Suid-Afrika se ekonomiese groei glad eenvoudig nie goed genoeg is nie en baie lande is besig by Suid-Afrika verby te gaan. Maar nie net is hulle besig by Suid-Afrika verby te gaan in terme van ekonomiese groei nie, ons is ook besig om agteruit te boer wanneer ons teen onsself vergelyk. Kyk na hierdie grafiek. Hierdie grafiek is Suid-Afrika se per capita BBP in sekere syfers wat ek hierso bymekaar gesit het. En volgens hierdie grafiek, en dit is baie duidelik dat Suid-Afrikaners vandag op 'n gemiddelde basis is Suid-Afrikaners vandag armer as wat ons was 20 jaar gelede. Ons het in 20 jaar omtrent geen vordering gemaak nie. Dit is baie duidelik dat ons besig is om iets verkeerd te doen in Suid-Afrika. Ek het nog 'n grafiek wat ek vir julle hierdie spesifieke punt weer 'n keer wil illustreer. Daai swart lyn bo is die gemiddelde inkomste van die wêreld, die wêreldse inkomste sê nou maar, en die onderste lyn, die groen lyn, is Suid-Afrika se inkomste as 'n persentasie van die wêreld se. Kyk wat is besig om te gebeur. Ons is besig om armer en armer te word as ons Suid-Afrika vergelyk met die res van die wêreld. So dis baie duidelik wat in Suid-Afrika nie gebeur is vir baie jare, vir dekades al, beteken dat ons is besig om te verarm omtrent elke jaar en omtrent elke jaar daarna. Dit is die staatse syfers, dis die volgende grafiek wat ek vir julle wil wys. Ek gaan so 'n bietjie tyd spandeer aan hierdie spesifieke syfers. Hier's 3 grafieke hierso. Die eerste een is die inkomste van die staat linksbo, die tweede een is die uitgawes van die staat regsbo en die onder een is die fiskale tekort. Hoeveel die minister van Finansies gaan leen oor die volgende tyd. Nou die grafiek is harde syfers tot so in die helfte en daarna is dit die vooruitskatting van die minister van Finansies. Kyk die eerste een, die staat se inkomste. Die laaste klompie jaar was daar 'n geweldige toename in die staat se inkomste as 'n persentasie van die ekonomie. Die hoofrede hier het te doen met SARS wat baie aggressief is en elke druppel bloed uit die ekonomie uitforceer. Maar vir die volgende klompie jare verwag die minister om hierdie syfer basies onveranderd te laat. Die tweede een aan die regterkant, kan mens sien, die staat se uitgawes het die afgelope tyd baie gestyg. Klompie redes daarvoor, hoofsaaklik te doen met die rentekomponent op staatsskuld. Die onderste ene, dis die fiskale tekort van die minister van Finansies. Dit is nogal 'n belangrike syfer en dit sê maar net hoeveel die minister gaan leen. Dit is op 'n die tekort het groter en groter geword die afgelope tyd. Onthou dis 'n minussyfer en nou verwag die minister dat die fiskale tekort ietwat gaan verbeter oor die volgende klompie jare. En ek dink dan nogal ek glo dit, want dit lyk my die fiskale rekening is besig om gestabiliseer te word, maar dis 'n geweldige groot fiskale tekort en dit lei daartoe dat die skuldvlakke natuurlik baie toeneem. Maar kyk na hierdie grafiek en dis iets wat ek graag vir julle wil wys. Hier's 2 tabelle hierso. Aan die linkerkant is die aantal belastingbetalers wat in Suid-Afrika persoonlike inkomstebelastingbetalers, aan die regterkant is hoeveel belasting hulle betaal. Nou heel bo aan die linkerkant, kyk daar staan 1,88%. Heel bo is so 'n dun lyntjie, so goue lyntjie. Dit is daai 1,88% van die belastingbetalers in Suid-Afrika wat, kyk aan die regterkant, 33% van die persoonlike inkomstebelasting betaal. Dan kyk weer 'n keer aan die linkerkant, 15% van die persoonlike inkomstebelastingbetalers in Suid-Afrika betaal, kyk aan die regterkant, 79% van die totale persoonlike inkomstebelasting. Die belastingbasis in Suid-Afrika is baie nou, en as die belastingbasis so nou is daar min ouens, in hierdie geval 267.000 persoonlike inkomstebelastingbetaler wat 33% van die persoonlike inkomstebelasting betaal. Dit beteken net eenvoudig dat ons is besig om ons belastingbetalers dood te belas in Suid-Afrika. Die laaste grafiek wat ek vir julle wil wys, en dit is iets waarna die graderingsagentskappe gaan kyk, en weer 'n keer
keer, dis 'n harde syfer tot so in die middel en dan 'n vooruitskatting van die minister van Finansies. En dis die staat se skuld as 'n persentasie van die ekonomie of as 'n persentasie van BBP. Nou soos julle gesien het elke jaar die afgelope tyd, het die minister gesê dit gaan gestabiliseer word en elke keer het hierdie skuldvlakke net aanhou toeneem. Maar ek dink hierdie jaar het ons wel 'n draaipunt bereik en van nou is dink ek wel die skuldvlakke gaan begin daal. Maar ons hoop ons gaan dit inderdaad aan regkry dat die skuldvlakke verder gaan daal van nou af, want die rentekomponent is besig om ons heeltemal dood te maak. So dit is 'n kortlikse net 'n opsomming van wat in die staat se finansies aan die gebeur is, so 'n konteks en bietjie later gaan ons baie meer daaroor gesels. Nou oor na Corrie toe, wat weet hoe om begrotingskos en koningskos te maak en ook om die begroting te laat klop en daarna gesels ek met 'n belastingkundige. Leeuwenkuil se Reserve Chenin Blanc met geure van sitrusbloeisels, kwepers en geel appels op die neus maak dit die perfekte pasmaat vir luukse disse soos 'n ryk kokosneut curry of seekos paella. Nou elke happie van hierdie klapper en blomkool curry is 'n drukkie in 'n bak, gevul met gesonde bestanddele. En alhoewel dit nie vleis in het nie, kan dit 'n heerlike hoofmaaltyd wees of jy kan dit as 'n interessante bygereg bedien by enige ander maaltyd. Nou as jy dit wil omskep in 'n vleisgereg, kan jy dan natuurlik net iets soos hoenderduie of hoenderfilette braai en dit dan ook later in die dis gebruik. Nou ek het begin deur heel eers die blomkool te stoom en dan dit met olyfolie, sout en peper net te geur en op daai selfde bakplaat kan jy dan die kekerertjies of chickpeas rooster in die oond. Nou myne is hier reeds klaar agter in die oond besig om te rooster. Nou dit gee net daai ekstra geur en diepte sommer dan ook 'n mooi kleur aan jou dis. Nou in my pan het ek om te begin met die currysous basis, braai ek dan nou natuurlik die eie, vars knoffel en die gemmer net so 'n bietjie in olyfolie en dan gaan ons nou die speserye wat jy gaan gebruik bysit. Nou dit is currypoeier, komyn, koriander, borrie en rooi peper. 'n Ander alternatief is natuurlik ook iets om soos 'n currypas te gebruik waar al die speserye dan nou reeds jy dit in 'n pakkie koop en dan dit reeds gemeng is. Nou onthou dit is altyd belangrik dat jy natuurlik as jy jou speserye bymekaar voeg, dit in die warm pan en in die olie sit, want dit help met daai onthulling van die aroma en die geure. So hier gaan ek dit nou net so, ek wil net vir jou sommer een wys. En dan kan jy dit net so sien, daai lekker oliegeure, hoe meng dit. Nou, ek gaan nou al die ander speserye ook daarin voeg. Ek wil jou net gou vertel, die ander bestanddele wat ook by die sous dan nou gevoeg word, is natuurlik jou klapperroom, 'n blikkie tomaties, 'n bietjie groenteaftreksel en dan sodra daai speserye nou vir 'n minuut gebraai het, voeg ek dan nou die vloeistowwe ook by. Die sous gaan dan vir so rukkie prit en dan as ek terug is, gaan ek jou van al die ander groente wys en vertel en dit dan ook in die pot sit. Nou Dawie gesels nou met Dr. Albertus Maree oor belastingveranderings in die begroting. Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë geteken deur jou gunsteling aanbieder is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif. Nou ek het net nou so vinnig verwys na die belastinglas veral op die middelklas, die geweldige persoonlike inkomstebelastinglas wat ons dra in Suid-Afrika. Gesels ons verder daaroor met Dr. Albertus Maree. Goeiemôre, baie welkom. Hallo Davie. Lekker om jou te gesels. Heel eers, gee vir ons net so 'n idee van wat het geword, wat het gebeur met daai persoonlike inkomstebelastinglas die laaste klompie jare. Davie, kyk, dis hierdie belasting wat eintlik verhoog word jaar op jaar, natuurlik met belastingkoerse wat nie aangepas word vir individue op hulle gelykskale nie. Die effek van inflasie. Ja, absoluut. En jy weet, daarom, betaal mense wat, inkomstebelasting betaal, elke jaar inflasionêr meer belasting. Ja. Nou, hierdie is die eerste jaar in amper sy menslike jeugenis en so dramaties nie, maar jy weet wat die koerse wel aangepas is met inflasie, wat natuurlik beteken dat ons nie belastingverhogings het hierdie jaar nie. Nou klop mense is natuurlik baie opgewonde daaroor, wat baie goed is.
dink ons moet vir onsself vra, jy weet, wat van die afgelope paar jare moet ons hier wees? So eintlik het ons nie 'n belastingverlaging gekry nie. Eintlik het jy maar net in reële terme as jy teruggeplaas waar jy was 'n jaar terug. Dis presies reg, 100%. Ja. So ek dink jy weet dis eintlik 'n bietjie van 'n aanklag dat ons so opgewonde raak oor, jy weet dat ons nie swaarder belas word nie. Dis beslis nie 'n belastingverlaging nie, geen sin sogenaamd. Nou maar die sogenaamde verlaging dink ek so rofweg omtrent 13 miljard rand. Maar daar's 'n klompie ander aanpassings ook in terme van die goed wat jy kan aftrek van jou inkomste om uiteindelik jou belasting te bereken. Wat is van hierdie ander aanpassings? Ja, so daar's 'n paar van hierdie jy weet belastingkerwe wat aangepas is. Byvoorbeeld jou verpligte BTW registrasie waar 'n klomp klein sakeondernemings baie bly is. Is opgeskuif van 1 miljoen na 2.3 miljoen. Kan ek jou vinnig in die rede val oor daai een? Beteken dit nou dat 'n klein besigheid wat sê nou maar 2 miljoen rand se omset het, hy kan maar net deregistreer of is dit bietjie meer gecompliseerd? Wel, hy sal voortaan kan deregistreer wanneer die wetgewing natuurlik deurkom, maar absoluut. So en saam daarmee natuurlik is nie net dat jy onkompeterend is teenoor kleiner besighede omdat jy moet BTW vra nie, maar ook daar's 'n geweldige groot administratiewe las wat wegval daarmee saam. Maar dis hoogtyd. Ek bedoel die kerwe is jare laas aangepas. Dis maar een voorbeeld. Kapitaalwinsbelasting is vir individue vrygestel, was 40.000, dis nou 50.000 rand. Skenkingsbelasting kerwes op vrystellings van 100.000 rand na 150.000 rand byvoorbeeld en ja, as nog een of twee ander voorbeelde. Ja, en 'n paar ander voorbeelde. So daar's so iets wat dis waar die klem was wat belastingveranderings aan betref en dit is op persoonlike inkomstebelasting. Natuurlik is daar 'n paar van die rotte en muise wat verhoog is, die sogenaamde sonnebelasting en ook die brandstofheffing. Ja, dis aangepas met inflasie, so weer eens nie reële verhogings nie, maar ja, met inflasionêre verhogings wel om tred te hou met inflasie. Een van die grootste probleme in Suid-Afrika sou ek sê is dat ons 'n geweldige hoë koers het wat maatskappybelasting aan betref. Nou, maatskappybelasting se bydrae tot die groter pot is relatief klein, maar nog steeds is die koers wat maatskappye in Suid-Afrika betaal 27%, korrigeer my hierso, is dit heeltemal te hoog in vergelyking met die meeste lande internasionaal. Ek dink dit is hoog en Tesorie is op rekord dat hulle wil dit verder verlaag. Jy sal onthou 'n klompie jare terug was dit nog 28%, dis nou 27%. Tesorie is besig om te kyk om dit 26% te maak en so meer verder. Die groot rede daarvoor natuurlik is nie soveel vir Suid-Afrikaanse besighede nie, maar om buitelandse beleggers te lok om in Suid-Afrika te kom belê, juis omdat die belastingkoerse kompeterend raak met ander lande, maar soos jy reg uitwys Dawie, ek dink nog 'n ver pad om te gaan. Ja, belasting. En onthou maatskappye betaal nie belasting, hulle skuif die totale belasting af na jou en my toe. Eintlik betaal ons al die belasting op die einde. Een of twee ander goeders. Een daarvan is valutebeheerregulasies, die is iets wat aangepas, hulle noem dit 'n toelaag. Kan jy dit glo? 'n Toelaag wat verhoog is na 2 miljoen rand toe. Ja, so dis nou, jy weet, ek dink nie noodwendig vir almal van toepassing nie, maar jy weet, daar's 1 miljoen rand wat jy kon spandeer in die buiteland of belê soos jy wou sonder enige goedkeurings van die Reservebank. Natuurlik, ek en jy kan nie net geld in die buiteland belê nie, so absurd soos wat dit mag klink. Dis die reine waarheid. Jy moet toestemming gaan vra daarvoor. Nou opgeskuif na 2 miljoen. En natuurlik, weer eens, 'n groot belemmering op buitelandse beleggers om in Suid-Afrika in te kom, want jy weet nie of jy jou geld kan uitkry nie. 'n Laaste opmerking, staatse inkomste doen beter as verwag. Daar's verskeie redes daarvoor, maar een belangrike rede dink ek, en dit is ek hoor al meer en meer mense sê dat die inkomste diens, SARS, is besonder aggressief. Sou jy daarmee saamstem? Ek sou. Kyk, is tweeledig. Aan die een kant dink ek ver meer effektief. Ons sien dat daar is, ek dink 1.3 miljoen nuwe belastingbetalers geregistreer in die laaste jaar alleen, wat 'n merkwaardige getal is. Dis natuurlik maatskappye en so meer ook. Maar saam met die effektiwiteit, beslis ook aggressiwiteit. Net 'n vinnige getal of syfer vinnig dalk. Ons ekonomiese groei is nou 1.6%. Tog is belastinginvorderings op met 6% jaar op jaar. Ja, wys jy maar net. So iewers moet daai geld vandaan kom. Is nie omdat daar meer belasting is om te vorder nie. Dis net daar word meer belasting gevorder uit die bestaande belastingpool. Albertus Marie, baie dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het oor belasting. Dis inderdaad so, SARS is so aggressief. Hy druk daar 'n ekonomie vir die laaste druppel bloed. Miskien te aggressief. Tyd vir Sakefokus, oor na Leon. Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Welkom by die Sakefokus. Ons kyk nou na 3 merkwaardige ondernemings in die omgewing van Midrand, Woodmead en Fourways in Gauteng. En daarna gesels ek met die mense van die Concrete Manufacturers Association of die CMA en vind uit wat se dienste hulle lewer aan die boubedryf.
Mahindra Woodmead is deel van die Hatfield motorgroep, bekend vir hulle fokus op puikdiens wat finansiering, verkope en onderdele insluit. By Mahindra Woodmead kry jy hierdie beroemde diens met die verkope van nuwe voertuie, onderdele en topklas dienste op jou voertuig deur puikgekwalifiseerde tegnisie. Mahindra Woodmead, daar is geen middelman nie, net direkte en wêreldklas kliëntediens. Hulle doel is langtermynverhoudings met kliënte deur eerlike en deursigtige ondersteuning in elke stadium van jou eienaarskap. Kenitex Coatings bestaan al van 1963 af en is baie bekend in Suid-Afrika as 'n taai en volhoubare muurbedekking. Kenitex is spesialiste in beskermende verfdekkings vir alle tipes mure, dakke, staal en dan voorsien hulle ook nog in jou waterdigtingsbehoeftes. Hulle unieke voorbereidingstegnieke soos meganiese afskuring en sandblasing, gevolg deur hulle hoë druk spuitverf tegniek, sal jou jare se gemoedsrus gee. Kenitex fokus ons gemiddeld 80% op voorbereiding op ons werksoppervlaktes, want na dit bedek word met ons unieke Kenitex produk, wat homself al oor die 50 jaar bewys het. Kenitex Coatings bied langtermyn oplossings en die betrokke bestuurders is altyd op terrein om 'n kundige oog te hou. Doen dit net een keer met Kenitex Coatings. Hulle spuit om te hou. Kruideniersware koop is nou anders. Best Before Clearance Stores verander die hele bedryf. Dit lyk dalk so supermarkte, maar dit is nie. As hulle nie 'n produk teen 'n goedkoper prys kan aanbied nie, eenvoudig, hulle hou dit dan net nie in voorraad nie. Hulle voorsien net produkte wat hulle teen laer pryse kan verkoop. Dis tophandelsmerk voedsel en persoonlike produkte teen onverbeterlike pryse in 'n moderne inkoopieomgewing. Anders as tradisionele herwinningswinkels wat beskadigde of ou winkelvoorraad verkoop, fokus hulle op kort gedateerde produkte, hoë gehalte en veilig. Jy kry dit teen 'n fraksie van die koste. 60% van hulle voorraad het dieselfde vervaldatums as normale supermarkte. Hulle bied verskeidenheid, waarde en verrassings elke keer en verkoop slegs produkte van betroubare verskaffers wat nooit buite die verbruikdatum val nie. Elke item word gekeur sodat jy met vertroue kan koop. Best Before, jou een-stop uitverkopingwinkel met besparings van tot 70%. Hulle maak die onbekostigbare bekostigbaar. Henry Cockcroft en Christo van Sail is van CMA Certification Services. Goeiemôre, is baie lekker om julle te hê. Goeiemôre Leon. Christo, kom ek begin by jou. Wie is julle en wat doen julle? Ek is Christo van Sail en dit is Henry Cockcroft en ons is van die Concrete Manufacturers Association, in kort CMA, as ook CMA Certification Services, soos dit bekend staan, CMA CS. So ons is van Pretoria se kant af en dan ons doen dan ook sertifiseringswerk, as ook die Concrete Manufacturers Association wat dan die lede verteenwoordig en hulle verteenwoordig deur hulle te help met bemarkings met spesifieke strategieë en dan ja, ons is dan CS is dan die maatskappy wat dan uitgaan en daai produkte gaan sertifiseer teenoor die nasionale spesifikasies wat daar is, in kort die SAN spesifikasies. Henry, ek wil by jou hoor, wat is vooraf vervaardigde betonprodukte? Leon, vooraf vervaardigde betonprodukte, beter bekend in die mark as precast concrete, word verdeel in twee klasse of groepe, as jy wil. Een is vir die boubedryf en die ander een is vir infrastruktuurontwikkeling. Boubedryf kyk ons na produkte soos plaveisel, beton dakteels, suspended floor slabs, ekskuus vir die Engels, maar industrieterm. En as ons kyk na die infrastruktuurontwikkeling mark, dan raak dit 'n bietjie meer gespesialiseerd. Dit is produkte soos betonpype, 'n mooi Afrikaanse woord vir dit wat ek nou net geleer het is 'n kasduiker, of dan klink soos Dawie. Is iets in daai lyn, of dan culverts. En precast concrete word van die perseel afvervaardig en dan vervoer na die perseel toe vir installering. Henry, waarom is die CMA belangrik as 'n industrieorganisasie?
Leonie, CMA verteenwoordig die vervaardigers van precast konkriet in Suid-Afrika. So assosiasie is baie belangrik, want deur lidmaatskap affiliasie met die assosiasie wys vervaardigers van precast konkriet hulle vermoë om kwaliteitprodukte vervaardig, en dit is waaroor ons hele doel gaan. Die bevordering van hierdie produk en seker te maak dat argitekte, ingenieurs, kontrakteurs en die eindgebruiker aan die einde van die dag bewus is van kwaliteitprodukte in hierdie industrie wat beskikbaar is en dat hulle nie ingedoen word aan die einde van die dag. Absoluut. Christo, wat bied die CS aan die bou- en infrastruktuurontwikkelingssektore dan nou in Suid-Afrika? Leon, 'n paar punte wat ek wil aanraak. Die eerste een is CMA is 'n geakkrediteerde sertifiseringsliggaam. Tweedens is dat die produkte wat dan gesertifiseer word, gee dan gemoedsrus ook vir ons kliënte, se kliënte wat die produk gebruik. En ons beweeg in 'n moeilike mark waar informele en ingevoerde produkte gebruik word. So die kliënt wat dan die produk gebruik, is dan verseker van 'n sekere gehalte en dit help baie in die mark ook omdat dit tyd spaar en ook groot kostes as gevolg om te help dat daar nie produkte gebruik word wat dan nie voldoen aan die standaard om dit dan te verseker. Ja. Absoluut. Henry, net kortliks, wat wil die CMA en CS bereik in die toekoms? Leon, ons wil ons produk beskerm, ons wil ons mark beskerm. Ons wil die vervaardigers van kwaliteit precast konkriet produkte wil ons beskerm. Ons wil die Suid-Afrikaanse nasionale standaard beskerm, dis vir ons 'n punt baie na in ons hart. Ons wil die standaard onderhou en beter maak en ons wil seker maak dat die produk wat uitgaan 'n kwaliteitproduk is en dat die industrie en die gebruiker aan die einde van die dag precast konkriet kan gebruik met vertroue. Meneer, baie dankie dat julle 'n draai kom maak met CMA Certification Services. En ons kyk nou na Fleur de Wie, 'n ontwikkeling in Stilbaai, en daarna is dit Charlene en die Mos inisiatief. Welkom by Fleur de Wie, 'n veilige leefstylontwikkeling waar moderne leefstyl en die bekoring van 'n lewe langs die kus mekaar ontmoet. Geleë in die rustige dorpie Stilbaai is hierdie unieke landgoed ontwerp vir gesinne, afgetredenes en mense wat van die huis af wil werk, wat vrede, veiligheid en 'n sterk gevoel van gemeenskap soek. Fleur de Wie is met groot sorg en doel geskep en bied tydlose huise, groot buiteareas en kwaliteitafwerkings. Alles teen die asemrowende Suid-Afrikaanse kusagtergrond. Die landgoed bied plot- en planwonings met veilige toegang en topsekuriteit. Beleggers kry voltitelerwe en ander voordele sluit in lae heffings en wye toeganklike paaie. Fleur de Wie is vesel- en sonkrag gereed vir 'n werklike moderne leefstyl sonder onderbrekings. Met aanloklike groen areas is dit boonop troeteldiervriendelik. Die hele uitleg van die landgoed spreek van moderniteit en kopers betaal ook geen oordragkoste nie. Eerder as net nog behuising, staan Fleur de Wie uit met sy slim deurdagte ontwerpe en uitleg van die huise. Absolute kwaliteitkonstruksie en 'n skerp fokus op 'n heerlike leefstylomgewing. Die landgoed bied 'n veilige, elegante leefstyl met huise wat ontwerp is vir gemak, 'n lang lewensduur en net 'n lekker daaglikse lewe. Sommige plekke voel net reg. Fleur de Wie in Stilbaai is daardie plek. Dit is baie veilig, asemrowend mooi, funksionerende munisipaliteit en 'n gemeenskap vir die hele familie. By Fleur de Wie gaan dit oor soveel meer as net 'n huis. Dit is 'n gevoel, dit is 'n leefstyl. Kopers kan kies tussen 146 selftitel erwe en planne of 35 deeltitel villas. Kom maak Stilbaai jou tuiste. Fleur de Wie, 'n landgoed geskik vir alle vlakke van die lewe. De Wet Coetzee is die operasionele hoof van die Mos inisiatief. Baie welkom by ons hier, De Wet. Eerstens, wat is die Mos inisiatief en sommer die hele skoolgroep se visie, wat is julle mandaat? Goeiemôre Charlene. MOS staan vir Moedertaal in Onafhanklike Skole. Ons mandaat is baie sterk gefokus om Afrikaanse onderrig in Suid-Afrika uit te bou en te versterk.
Ons wil dit graag doen deur sterk pyplyne vir Afrikaanse onderrig te vestig. As ek praat van pyplyne, dan bedoel ek Afrikaanse kleuterskole wat Afrikaanse laerskole voer en dan Afrikaanse laerskole wat hoërskole voer, wat op die einde kinders aflewer wat na Afrikaanse universiteite toe kan gaan en dit gaan op die einde hou of maak dat Afrikaans hulle akademiese status behou. Ons is 'n groep wat so 7 jaar terug begin is deur die Trust van Afrikaanse Onderrig, TAO. Ons is reeds 15 skole, kleuterskole, laerskole en hoërskole. Ons het 'n aanlyn ondersteuningsdiens vir tuiskoolleerders. En dit is natuurlik hoe julle tegnologie ook inspan om dan gehalte onderrig toeganklik te maak. En ek hoor julle gaan ook nou sommer wêreldwyd. Dit sy naam is, maar ons wêreldwyd. Ons het letterlik kinders wat wêreldwyd sit, van Amerika en Kanada tot Australië, Nederland, Japan. Ons het selfs leerders in Japan. So dit is wêreldwyd. Een van ons waardes by die MOS is omarm die toekoms. So wêreldwyd is vir ons 'n geleentheid om so 'n bietjie anderster kinders voor te berei vir die toekoms. Die toekoms is natuurlik onbekend en ons weet nie hoe dit lyk nie. Maar ons weet wat is die waarde van moedertaalonderrig in 'n kind se ontwikkeling. Hoekom is dit so? Ons het nou onlangs ons internasionale moedertaal dag gehad, die 21ste Februarie. Hoekom voel julle so sterk daaroor? So in sekere kringe word moedertaal eintlik sal voorgehou as 'n kulturele voorkeur en ons glo baie sterk dat dit 'n absolute ontwikkelingsnoodsaaklikheid is. Internasionale navorsing bewys oor en oor en nie net uit sekere lande nie, uit 'n verskeidenheid van lande, dat as kinders in hulle moedertaal onderrig word, kan hulle konsepte vinniger verstaan, hulle kan krities dink, hulle is ook selfversekerd baie meer as kinders rondom hulle. So daar's soveel voordele, as ek vinnig sommer nog 'n paar kan noem waarmee saamkom is begripvermoë wat tot akademiese prestasie lei, denk- en taalontwikkeling wat plaasvind en die vermoë om nog tale te kan byleer. Maar met dit wat ons dan alles weet, hoekom is daar nog hierdie sterk narratief dat Engels die deur oopsluit na soveel geleenthede? Ek kan nie dink dat julle daarmee saamstem nie, natuurlik nie. Nee, ons glo dis 'n groot wanpersepsie dat moedertaal eintlik jou geleenthede beperk. Trouwens, hierdie navorsing waarna ek verwys het, wys dat leerders wat in hulle moedertaal onderrig word, selfs beter doen in tweede en in derde tale. Maar die belangrike ding hierso is, ons wil nie Engels uitsluit nie. Ons weet meertaligheid is 'n bate, maar om daai bate te ontsluit, moet jy 'n goeie fondasie lê en moedertaalonderrig, glo ons, is daai fondasie. En dankie dat julle bou aan die fondasie. De Wet Coetzee van die MOS Inisiatief. Nuusake is volgende aan die beurt en Dawie gesels met James Kemp. Wel, is onvermydelik, laat ons in die nuus of die week se nuus gesels met James Kemp en ons gaan gesels oor die begrotings. James, goeiemôre, baie welkom. Dit is nou maar die storie. Dis nou my groot storie hierdie week. Dit is. Een ding, kom ons begin by die begin wat belangrik is. Verlede jaar was ons eers by die derde probeerslag het ons die begroting goedgekeur. Ja. Hierdie keer daarom die eerste keer nie waar. Ja, so met ander woorde, ons sien dat die regering van nasionale eenheid baie waarskynlik besig is om mekaar te vind, ten minste dan wat die ekonomiese beleid betref. Die buitelandse beleid is nou nog 'n volgende vraagstuk, maar ten minste wat die ekonomiese beleid betref en dan die feit dat die begroting plaasgevind het, die eerste keer plaasgevind het. En as ons kyk dan van die reaksie van die RNE-vennote, dan sien ons dat daar redelike eensstemmigheid is. Ek moet vir jou sê, ek dis onvermydelik. Die minister van Finansies moet met sy vennote gepraat het. Anderster gaan hulle weer 'n keer net om 'n punt te maak, gaan hulle waarskynlik nie ingestem het met die begroting nie. Maar wat vir my nogal vreemd is dat sover ek weet, was daar nie eintlik van hierdie inligting wat gelek het nie. Van hierdie inligting is nogal marksensitief. Ja. En ek dink dit dui weer eens daarop dat daai eenstemmigheid of eendragtigheid, vertroue wat onder die RNE-vennote bestaan. Kyk byvoorbeeld na die reaksie van die DA en die Vryheidsfront Plus wat nou van die gevestigde RNE-vennote is wat sê dat hulle verwelkom die begroting, hulle verwelkom die geprojekteerde of vooruitgeskatte 1.6% groeikoers, hulle verwelkom die nuwe BTW-kurwe vir maatskappye. So oor die algemeen sien ons daar baie positiewe reaksies uit daardie geleedere ten minste. Ja, maar ek moet vir sê, as mens kyk na die begroting, dink ek is daar miskien rede om 'n bietjie optimisties te wees, maar die vooruitskatting in terme van ekonomiese groei is absoluut
absoluut pateties. Dit kan ek jou sê. En ek sou dan graag wou gehad het dat die oppositiepartye daarop gewys het en sommige van hulle het inderdaad. Ja. Wel, die een persoon wat nou baie krities was vir die begroting en spesifiek ook daai 1.6% is en ek sê hierdie nou met die tong bietjie stewig in die kies is die MK verteenwoordiger, voormalige minister van Finansies, iemand wat gesaghebend daaroor kan praat, want hy was 2 dae lank in die posisie van minister van Finansies, Des van Rooyen, wat gesê het nee, hierdie 1.6% dit is daarom nou 'n trae verwagting wat hierdie minister van Finansies daar gestel word. EFF wat ook baie krities was, hulle sê hierdie was nie 'n begroting vir die mense nie, hierdie was 'n begroting om die internasionale monetaire fonds tevrede te stel. So uit daardie oor het ons nou wel bepaalde kritiek gesien, maar vanuit die vennote, daar weet dit is 'n belangrike punt wat jy opris, daar nie kritiek was op selfs daardie 1.6% en ek dink dit is omdat hulle self nou sien as deel van daardie aankondiging, deel van daardie begroting en eienaarskap neem daarvan. Dis natuurlik 'n gevaarlike standpunt om in te neem, jy weet, as jy nou deel is van die regering van nasionale eenheid en jy ondersteun die begroting en jy doen dit te veel of te veel ondersteuning aan die minister van Finansies. Jy verloor jy nie self 'n bietjie van die politieke steun. Verseker, dit nou nogal ook in 'n verkiesingsjaar, 'n plaaslike regeringsverkiesingsjaar wat dit sal waarskynlik in November van die jaar plaasvind. Sien ons ook dat die publiek besig is om hulle kritiek uit te spreek oor die feit dat daar te veel samewerking is of te veel gemaklikheid is tussen hierdie oppositiepartye en dan die ANC. En dit kan inderdaad daartoe lei dat hulle bepaalde steun verloor. Om die waarheid te sê, verlede jaar, ek dink die DA het baie steun verloor in die eerste jaar van die regering van nasionale eenheid, maar verlede jaar, hulle standpunt teen die verhoging van BTW, dink ek het eintlik vir hulle goed gedoen. Hulle het baie steun gekry, maar nou is die teenoorgestelde is nou tans moontlik besig om te gebeur. Wel, in hierdie stadium sien ons dat die DA se leierskapstryd nou begin het. So Jordan Eloos wat homself hierdie week beskikbaar gestel het as 'n voornemende leier, Solly Msimanga wat aangedui het dat hy beskikbaar is of verkiesbaar is vir die posisie van federale voorsitter. So die belangrike vraag dan is nou of hierdie nuwe leier weer woema kan gee vir die DA. Dis ek is nie so seker nie, maar die feit dat hulle ook nou daai posisie skei, met ander woorde John Steenhuisen as minister en die partyleierskap wat dan na 'n ander persoon toe gaan. Ek wil net 'n belangrike ander punt maak en niemand het eintlik veel daaroor te sê gehad nie. Dit is hulle die staatsamptenare se groep. Daar's 1.2 miljoen van hulle. Hulle kry volgens die begroting 4.4% verhoging of die sogenaamde wage bill, salarisrekening, gaan styg met 4.4% oor die volgende klompie jare. Dit is heeltemal buitensporig. Ek gaan 'n bietjie later met Prof Janie daaroor gesels, maar dit is heeltemal buitensporig. Geen een van die politieke partye sê iets oor die want. Jy kan maar nie sê staatsamptenare word te veel betaal nie, maar dan gaan nie vir jou stem nie. Ja. Dawie, jy het in die vorige program al verwys na die 3% inflasie kurwe of mikpunt, ten minste daardie doelwit. En dit is eintlik dan skrikwekkend dat selfs die regering nie daardie mikpunt dan as 'n basis gebruik vir daardie salarisverhogings nie. En ek dink die wyser stap sou dan wees om eerder 'n 3% verhoging oor die volgende aantal jare aan te kondig, maar weer eens, ons is nou in 'n verkiesingsjaar en daar is maar bepaalde populisme wat swaarder weeg as fiskale beleid. Dis die konflik. Dankie dat jy weer 'n keer by ons 'n draai gemaak het. Nou daai het julle, dit is inderdaad die konflik hierso, want hoe kan jy nou vir staatsamptenare sê hulle het soveel betaal, want dan gaan hulle nie meer vir jou stem nie. So hoe nou gemaak? Terug na die sake fokus en ons kyk nou na 'n leefstylontwikkeling in Limpopo en daarna gesels Leon met die registrateur van Akademia. Kom harmoniseer met die natuur se hartklop in die Ruste Winter Conservancy. Hier is nou 'n nuwe eiendomsbelegging net 60 km buite Pretoria. Dis 'n privaat bewaringsgebied waar natuur, ruimte en rustigheid saamvloei. Daar is 'n verskeidenheid opsies binne die bekoorlike Bosveld-omgewing beskikbaar. Erwe van 5000 tot 10000 vierkante meter vanaf R980.000, BTW ingesluit. Jy is omring deur die ongerepte. Jy stap direk by jou voordeur uit in die natuur in. Hier is 70 km se stap- en fietsryroetes. Met keuses van pasgemaakte huisontwerpe in die bos, rivier of waterfront, wag 'n nuwe avontuur op jou. 'n Golfbaan met 'n eksklusiewe klubhuis is ook in aanbou. Jy leef tussen meer as 400 verskillende voëlspesies en 'n oorvloed Bosveld wild. Dan is jy ook 24/7 sekuriteit, 'n helikopterlandingsarea, 'n kommersiële area in aanbou en selfs 'n vliegveld wat nog kom. Die Ruste Winter Conservancy. Kontak hulle gerus. Privaat besigtigings is beskikbaar.
Ek gesels met Liana van Rooi, sy is die registrateur van Akademia. Goeiemôre. Goeiedag Leon. Dis heerlik om jou hier te hê. Nou voor ons by die kampus oop dag kom, want dit is nou 'n ding, vertel ons eers wat maak Akademia 'n unieke studentetuis of studietuiste eerder? Leon, Akademia is meer as 'n opleidingsinstelling. So in ons bestaansrede wil ons regtig 'n hoër onderwysinstelling wees wat die volle omvang van universiteitswese soos wat dit moet wees omarm. En dit beteken vir ons dat ons akademiese tuiste daar wil stel waar studente hard moet werk vir die kwalifikasie wat hulle moet verwerf, maar wat ook vir hulle 'n veilige omgewing gee waar hulle die tyd het en nog kan aan hulle karakter ontwikkel en slyp. En dan beide hierdie opvoeding en opleiding gebruik om vir hulle 'n betekenisvolle toekoms te skep. En ons doen dit in Afrikaans, so dit is 'n besondere ervaring vir 'n student om in sy moedertaal te kan studeer. En daar is iets unieks aan dit. So jy kry nie net jou denke wat ontwikkel nie en akademiese groei nie, maar jy voel ook tuis, jy voel jy behoort en jy's deel van 'n gemeenskap. Nou kom die kampus oop daar in Pretoria en Parel is aan die beurt. Wat kan voornemende studente en hul ouers van daai oop dag verwag? So die oop dag is 'n hoogtepunt op ons jaarbeplanner en as jy nog nie daar was nie, mis jy verseker uit. So die fokus van die oop dag is om regtig 'n geleentheid te skep waar die hart van die instelling gewys word en waar jy dit kan ervaar. Ons doen dit net een keer 'n jaar. So in Pretoria is dit op die 24ste, 25ste en 27ste April, 'n lekker lang naweek, so jy kan van ver af kom om hierdie hartklop te ervaar. En in die Parel is dit op die 20ste en die 21ste Maart. En daar beplan ons stalletjies, jy kan kom uitvind oor jou studierigting, al hierdie vrae wat jy het oor studies, kan ons vir jou daar antwoord. Dit is 'n baie groot besluit wat jy maak, dit is 'n belangrike bousteen in jou loopbaanreis. So ons dosente is daar, ons het kampustoere, jy kan na die koshuise gaan kyk, daar is baie lekker kosstalletjies en die beste is daar's goeie koffie. Ag, ek gaan sommer so intoe. Watter studierigtings word by die Parel en Pretoria kampusse aangebied? Ons het 5 fakulteite en daar's 'n wye verskeidenheid programme in hierdie fakulteite. So hulle gaan moet kom kyk om dit regtig te beleef, maar ek dink aan programme soos BCom ondernemingsbestuur, LLB, BSc in rekenaarwetenskap, verskeie opvoedkundige kwalifikasies, programme in die geesteswetenskappe, regtig 'n omvattende programaanbod wat in elkeen se rigting behoort te val. Dit klink inderdaad so. Hoe is die studentelewe, want dis natuurlik wat studente ook wil weet op die onderskeie kampusse. Ek dink om die studentelewe op te som is daar 2 woorde en dis groot pret. Ek dink baie keer te veel pret, maar daar moet 'n balans wees tussen akademie en studentelewe en ek dink ons handhaaf dit baie goed. So ons het sportsoorte, ons het die afgelope naweek ons eerste Fontie spele vir die jaar gehad en dit is ons sportgeleentheid waar ons koshuise veral en 'n paar privaat instellings wat saam met ons kom speel op die sportveld mekaar aandurf in hokkie, netbal en rugby en dan op die kultuurfront het ons 'n koor, daar's SER om maar 2 te noem, daar's verskeie verenigings. So regtig 'n goeie kombinasie om hierdie balans in 'n student se lewe te kry. Klink inderdaad so. Liana, net laastens, waar kan kykers dan meer inligting oor Akademia en dan nou hierdie kampus oop dag kry? Die beste is om ons webblad te besoek by www.akademia.ac.za. Hulle gaan al die inligting daar kry en hulle bespreek ook van daar af om een van die sessies by te woon. Liana van Rooi, registrateur van Akademia, baie dankie dat jy vanoggend hierdie met ons kom deel het. Dankie Leon. Nou bly net waar julle is, want hierna vertel ek julle juis van nog 'n opkomende sakefokus. Een naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Nou vir nuus oor 'n volgende fokus. Ons projekbestuurder Estel van Staden doen 'n sakefokus oor aftrede en sy nooi alle besighede wat kan help om mense goue jare die beste ooit te maak. Nou om deel te neem, dit sluit natuurlik nou aftreeoorde in mediese toestelle, finansiële dienste en versorging. So kontak vir Estel sommer nou en kom wys ons wat jy doen. Nou dit word uitgesaai 18 April. Nou eers terug na Corlie. Hier op die plaas is ons een groot familie. Ons gee om vir mekaar, net soos verseker. Hulle gee om vir ons moedertaal wat ek regtig waardeer. Verseker, dis baie mense se perfekte keuse.
Dis hoekom my baas geen ander versekering hoef te soek nie, want hy weet, verseker staan agter ons en jou ook. SMS verseker na 38437. Verseker jou kar, jou huis, jou besigheid, jou taal. So my sous is gereed. Ek wil net gou vir julle ietsie sê wat ek agtergekom het hier in die pot. Gewoonlik vat ek daai blikkie tamatie en dan ek wil net die Engelse woord gebruik en sê blend ek die tamatie laat hy heeltemal glad is. So as jy daarvan hou, doen daai stap heel eerste. Andersins gaan hy nou lyk, dan sien jy so 'n bietjie van die tamatiestukkies hier binne. Nou die sousbasis het heerlik geprit en dit ruik baie lekker. Vir 'n groen kleur en vir ekstra tekstuur voeg ek so 'n bietjie van hierdie gesnipperde spinasie eerste ook in. Nou dit is net sodat dit bietjie daai groenerigheid gee en dan kan jy natuurlik ook iets soos edamamebone insit of gevriesde ertjies. Nou die ander groente het lekker gerooster en is gaar en dit gaan ons dan nou ook net in die pot insit. Nou jy doen dit versigtig en dan jy sit dit so heel stukke en dan moet jy dit mooi roer dat dit nou nie breek en so moeserig word nie. Maar nou maak seker die sous bedek dan die meeste van daai groente, dan ook 'n bietjie vars suurlemoensap en vir varsheid en dan laaste 'n handvol gekapte korianderblare. Nou ek het nou baie gepraat, kom ek doen gou daai stappe vir julle. So hierso sit ek nou nog so 'n bietjie dink ek van hierdie spinasie in. En dan kan jy dit net so deurroer. Kyk, hy het mos nou nie baie gaar maak tyd nodig nie. Hy gaan met die hitte, gaan hy net so bietjie van daai krakigheid verloor. En dan doen ek nou daai stap. Gaan die blomkool insit. Ek gaan so bietjie krook en daai nou insit, want ek wil net vir jou al die stappe wys. En dan kan jy dit so roer gee, so 'n handjie vol van jou bone. En dan, ek gaan nou die ander goed bygooi ook. Ek wil net vir julle wys dat julle kan sien en hier kan ons so 'n druppeltjie knertsie insit. En dan kan jy dit net nou so deurroer. Nou onthou, jy kan die geurmiddels aanpas volgens jou voorkeure. Dalk hou jy natuurlik van iets 'n bietjie 'n warmer curry of 'n ligter curry. Nou as ek terug is dit die tyd vir opdiening. Nou tyd vir kibersake en hierdie week is daar lekker gekuier op ons sosiale media. Ons Facebook vriende is veral pittig. Want daar is 'n foto van my en Desiree Gardner gepos waarin ek 'n baie vreemde gesig trek. Ja, dis nou maar hoe dit gaan met die paparazzi as hulle vir jou uitvang, né? Vreemde gesig, dit lyk maar vir my dieselfde as altyd. Morney van Sail se opmerking het wel die koek gevat. Volgens hom het Dawie gesê, toe ek weer sien, vlieg ek onderste bo en al die vliegtuig se controls en instrumentpanele en so is agterste voor. Hoekom dink jy het ek nog nie saam met hom gevlieg nie? Nou Karen van Niekerk het gedink ek sê, toe ek jong was, het my kuif elke oggend so gestaan. Ja. Toe ek jong was. Ja, ek bedoel jy man. Ons het jong man. Ons is spelerig. Ook gevra as jy vir 'n dag president kan wees, wat is die een ding wat jy sou verander? En daar was baie ernstige voorstelle, maar Tiaan van Wyk het ons laat lag. Hy het gesê, maak speedos en worshonde onwettig. Nee, maar ek dra. Ek en jy dra speedos. Dis is ons gunsteling ding. Dankie aan almal wat verlede week ons Instagram blad gaan volg het. Onthou, ons maak nou 25,000 followers in April, so maak seker dat jy een van hulle is. Nou terug na die sake fokus en dan gesels Celine met die mense van CSN. Die Clay Brick Association verteenwoordig fabrieke landwyd om alle aspekte van die streng regulasies betreffende die maak van kleibaksstene na te kom. Die vereniging is al in 1963 gestig om tegniese navorsing beskikbaar te stel aan alle kliënte wat gaan bou, asook om fabrieke bewus te maak van wetgewing en regulasies. Clay Brick Association. Al die fabrieke wat by claybrick.org.za gelys is, kan jy vertrou dat kwaliteit bakstene hulle prioriteit is.
Christo Strydom is die stigter en eienaar van CSNO, bekende hier op Ontbytsake. En vanoggend het hy vir Janine Wolfhard saamgebring. Baie welkom julle twee. Christo, jy het 'n nuwe spanlid. Hoe het jy haar gewerf? Kom ek sê net vir jou, ek wil nou net sê, jy weet, vetsig het 'n wêreldepidemie geword en oorgewig mense, 60% van die aarde se mans is oorgewig en omtrent 1/3 is vrouens. En die siektes wat dit meebring is omtrent 90% van die menslike sterwe van die mense wat doodgaan op aarde. Nou, ek het gaan kyk hoe ek 100% diens kan lewer vir hierdie mense, vir my kliënte. En wat ek gedoen het, is ek het gaan soek vir 'n beraader. Ons het al 'n dieetkundige, Larissa West, wat praktiseer by die kantore. Maar ek het gaan soek vir 'n beraader en die beste wat ek kon kry. En na 9 jaar se universiteitsopleiding en hoe neers... Is nou Janine Wolfhard wat hier so langs ons sit. Nou Janine, hoe het jy van CSN te hore gekom? Ek het eintlik my eie gewigsverliespad begin stap, wat maar die CSN leefstyl was, en soos die Engelse sê, met word of mouth het ek by CSN uitgekom. My eie pad gestap, my eie 6 kilos wat so 8% van my liggaamsmassa in 10 dae verloor, my eerste detox verloor. En ja, ek het gesien die impak wat dit op my liggaam het. Dis nie honger nie, is nie moeg nie. Ek sukkel met inflammasie, beter gemaak in my liggaam. Ja, so ek het vir 'n natuurlike manier gesoek. So jy is nou beraader, jy is nou deel van die CSN span ook. Bring jy hierdie storie ook na jou kliënte toe of pasiënte wat jy sien en help jy ook op daardie manier vir hulle? Ek doen 100%. Die statistiek is 75% van Suid-Afrika het nie toegang tot geestesgesondheidsorg nie. En ons wil 'n verskil daar maak. En ek glo dat soos wat ek in CSN hande vat, dat ons regtig 'n holistiese balans kan bring in mense se lewens. Jy wil mense gesond maak, liggaamlik en geestelik ook. Ja, jy gee hulle amper 'n beter kans op sukses met dit wat CSN vir hulle bied. Ja, 100%. Nou, Christo, ons het nou gehoor, Janine het baie gewig verloor. Wat is die gemiddelde gewigsverlies wat jy sien by julle kliënte? Kyk, in 10 dae kan jy van 5 tot 10% kan ons sien, maar hier is iemand wat 'n derde van haar liggaam eintlik weg is. Ja. En dit bring ek ons baie keer hiernatoe en ek kom wys vir die mense elke keer 'n ander geval. So jy bring elke keer die ware voorbeelde van CSN se impak. Baie dankie dat julle vanoggend kom kuier. Janine Wolfhard, baie sterkte in die CSN span. En Christo, ons sien jou sekerlik gou weer. 'n lewende getuie. 'n lewende getuie. En nou van Estel se sake fokus oor aftrede. Ons kyk nou weer daarna en dan gesels Leon vandag met Dr. Judy oor tienerakne. Ontbytsake projekbestuurder Estel van Staden werk aan 'n sake fokus oor aftrede. So as jou besigheid 'n produk of diens lewer vir senior burgers, skakel vir Estel. Dit word uitgesaai op 25 April. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Dr. Judy, hallo. Hallo Leon. Baie lekker weer te hê. Ek wil sommer vandag nou gesels met jou oor tienerakne. Nou, tieners kry redelik vroeg al of kan redelik vroeg al redelike ernstige akne kry. Hoekom gebeur dit? Nou, hoekom ons die program vandag doen is omdat ons so baie vrae gekry het die vorige keer oor tienerakne. En ek gaan die term gebruik tweens en tieners. Tweens is natuurlik die Net voor tieners. Presies waar my enetjie nou is. Net so. So tussen 9 en 13. En baie ouers is bekommerd oor, kan ek nou al op daai stadium hulle, jy weet, op velsorgprodukte sit, en die antwoord is eintlik ja. Hoekom het gebeur? Androgene hormone begin aan die gang kom, progesteroon, estrogen, testosteroon, en daar's hierdie fluktuasies. En dit veroorsaak dat jou sebumproduksie bietjie verhoog. En sebumproduksie is natuurlik die olierigheid op die vel. En dit blok poree. Nou jy kry verskillende tipes akne, ligte akne, matige akne, akuut en selfs kroniese akne. En as mens kyk na tieners byvoorbeeld, moet mens nie noodwendig skrik dat hulle akne kry nie, want dit sê ten minste vir jou as 'n ouer, hoorie, my kind gaan deur puberteit,
alles is normaal. Ja. Maar wanneer dit begin kronies raak, dan kan 'n mens dalk hulp inkry en sê, hoorie, is daar nie dalk soos polisistiese ovarium syndroom of endometriose of een van die tipe van dinge wat gebeur nie. Nou, van watter ouderdom, jy het nou genoem, mens kan eintlik al van 'n jonger of pre-tween of tween dan nou begin gebruik, maar jonger tieners, van watter ouderdom is dit dan nou veilig om goeie velsorgprodukte te gebruik, of is dit in elk geval 'n goeie ding om van redelik jongs af te doen? Ek het al 'n eksperiment met 'n tween gedoen en van 8 tot 8 en elke keer soos 'n klikker gebruik wanneer hulle aan hulle vel vat. Ja. En ek het gesien 324 keer wat hulle aan hulle vel vat. Sure. So dit sê vir jou klaar, higiëne speel bietjie 'n rol. So as hulle eintlik al van 'n 9-jarige ouderdom op 'n ligte velsorgroetine kan begin met wat ek noem kerolitiese bestanddele. En wat bedoel ek daarby? Dit is wanneer jy selle op jou vel het wat die hele tyd kolonies en hoopies op mekaar vorm en dit blok poree en dit lei tot inflammasie en dit lei tot bakterieë wat op die vel groei. So dan kan jy gaan soek vir bestanddele wat jy dan op die vel kan gebruik wat nie skadelik is nie, wat die versperring van die vel nie gaan seermaak of kwesbaar maak nie. En dis tipies kerolitiese bestanddele soos salicylsuur wat die olierigheid wegvat, niacinamide wat 'n goeie antioksidant is en natuurlik sink om die bakteriese groei dood te maak. So daai bestanddele, waar sal mens dit tipies in kry? Ek bedoel, so jy kan nie net gaan en sommer nou enige seepie van die rak afkry vir 'n jong vel noodwendig nie. Waar in watter tipe produkte sal mens dit dan vind? So ons het byvoorbeeld 'n pakkie bymekaar gesit waar ons van die bestanddele so salicylsuur in 'n reiniger sit. Dan gaan kyk ons na selfs hipoklorietsuur wat jy op jou vel kan sprits, wat ook kalmerend is. So daar's 'n stap 1 en 'n stap 2 en 'n stap 3 is dan tipiese bevochtiger. Baie sal die bevochtiger sommer 'n sonblok ook bevat, wat dan al 3 hierdie bestanddele bevat. Salicylsuur, niacinamide en sink. En dan leer jy hulle, hoorie, oggend en aandroetine, jou vel gaan optimaal gesond wees. Ek hou van daai kalmerende effek. Ek wil dit definitief vir my enetjie kry, sommer net om te kyk wat gebeur. Dr. Judy van Biomedical Emporium, baie dankie dat jy weer by ons draai kom maak het vanoggend. Okay. Nou ons kyk nou na Passievol 2026 en daarna bespreek Dawie en Prof Janie Rousseau die begroting verder. Nou, die hoogtepunt van die program en gesels met professor Janie Rousseau en ons gesels oor die begroting. Janie, ek is vreeslik lekker om jou hier by ons te hê vanoggend. 'n Eerste beginpunt miskien, laat ons net die prentjie, die soort van die konteks regstel. En dit is Suid-Afrika se ekonomiese groei wat die afgelope 20 jaar baie swak gedoen het. Nie net in terme van wat ons teen onsself meet, maar in terme van as ons meet teenoor ander ekonomieë ook. En dit is die fundamentele probleem in Suid-Afrika, 'n tekort aan ekonomiese groei. Ja, jy is heeltemal reg, Dawie. Ek het nou daaraan gedink, as ons ekonomiese groei tog maar so hoog was soos ons bevolkingsgroei, en ons bevolkingsgroei so laag was soos ons ekonomiese groei, sou dit met ons baie beter gegaan het. Maar ons bevolkingsgroei is omtrent 50% hoër as ons ekonomiese groeikoers, wat beteken, soos jy vroeër vanoggend vir ons gewys het, dat ons op 'n per capita basis deurlopend besig is om armer te word. So, dis die hart van die probleem. Tweedens, as ons oor die begroting praat, moet ek net die punt maak, daar's eintlik nie 'n groot verskil tussen die regering se begroting en die huishoudelike begroting nie. Daar's 'n inkomstekant, daar's 'n uitgawekant en daar's die verskil tussen die twee. Al wat eintlik verskil is die baie nulle by die regering en minder nulle by 'n huishouding, maar dieselfde beginsels moet geld. Anders gaan daar ekonomiese probleme wees. Ek wil net nog 'n syfer noem, net so vinnig, en dan wil ons begin oor die begroting te gesels. Een daarvan is dat, as jy Suid-Afrika kyk hoe groot Suid-Afrika was relatief tot die totale Afrika-kontinent, die grootte van Suid-Afrika se ekonomie teenoor Afrika, dan was ons omtrent 'n van die Afrika-kontinent gewees, so wat 30 jaar terug. Vandag is dit omtrent so 12 of 13%. Met ander woorde, Suid-Afrika in 'n relatiewe terme het meer, sy grootte van ons ekonomie het meer as gehalveer. So dis nog 'n manier om daarna te kyk. So dis
nie net 'n geval dat ons teen onsself armer geword het nie, maar 'n klomp van die ander lande het ons ingehaal en het ons eintlik verbygesteek. Insluitende arm lande soos byvoorbeeld Botswana en Mauritius. Ja, jy is heeltemal reg daar wees jy dit sê, en as ons terugkom by die begroting, verbaas dit my dat die minister in die begrotingsrede verwys het na die probleme wat gemaak is deur die regering, asof dit nie hierdie ANC regering is nie, asof dit 'n ander regering is. Ja. Maar die minister was taamlik openlik in sy kritiek oor die foute wat gemaak is. Maar dit is asof daar nie die wil is om die foute reg te stel nie. Op die stadium erken ons daarom al die foute, maar nou moet ons die foute van die verlede regstel. Ja, maar jou eerste indrukke, kom ons gesels oor die begroting. Jou eers, as jy nou geluister het die begroting, jy kyk na die basiese syfers wat ek en jy wat ons doen, jou eerste indrukke, is dit bietjie beter as verlede jaar? Dis nogal my indrukke. Ja, is baie beter as verlede jaar. Daar's ten minste 'n begroting wat aanvaar gaan word. Verlede jaar in Februarie is die begroting glad nie gelewer nie. So dis 'n reuse stap vorentoe wat reeds vertroue inboesem, wat ook vertroue sal inboesem by die kredietgraderingsagentskappe wat vir Suid-Afrika baie belangrik is. So uit daardie oogpunt is dit regtig baie positief, en wat ek persoonlik dink baie positief is dat ons skielik weer valutabeheer verslapping sien. Dis beswaarlik, ja, nie, kom aan. Nee, 1 miljoen rand, ek meen. Nee, David, daar's 'n klompie ander ook, maar ek wil nou nie 'n tegniese lesing gee nie, maar die belangrike boodskap hier, dit wys dat die regering sy eie fiskale en monetêre beleid vertrou, en dat ons nie op valutabeheer hoef te steun as 'n skuiling vir swak beleid vorentoe nie. Dat hierdie proses met ander woorde voortgaan is ook 'n belofte wat gemaak is. En dit wys dat die regering het vertroue in sy eie beleid nou en vorentoe. En dit is vir my 'n positiewe boodskap. Wel, as ek nou kyk na die minister se eie vooruitskatting in terme van ekonomiese groei, 1.6, 1.8, 2% tipe van oor die volgende klompe jare, dan is dit nie eintlik 'n mosie van vertroue in jou eie beleid nie. Dit is nie 'n mosie van vertroue in jou groeikoers nie, maar 'n mosie van vertroue in jou beleid om stabiliteit te handhaaf. So dit is vir my die boodskap. Jy moet onthou, tussen 1970 en 1990 was Suid-Afrika se gemiddelde jaarlikse inflasiekoers meer as 12%. Ek wil nou weer bysê per jaar, maar dit sal natuurlik tautologies wees om die punt te onderstreep. En die enigste manier wat dit kon gebeur, was deur drakoniese valutabeheer, wat mense forceer het om hulle geld hier te hou. Maar die oomblik as jy baie hoë inflasie het, en jy het nie drakoniese valutabeheer nie, vloei die geld eenvoudig uit jou land uit. Ek sê nie vir 'n oomblik met valutabeheer het dan nie 'n klomp geld uitgevloei nie. Ek wil nou nog gesels oor inflasie en aan die uitgawe kant. Maar ons kyk net na die inkomste kant van die begroting van die minister van Finansies. Nou dit lyk vir my die inkomste gaan so 30 miljard rand volgens die minister meer wees as die aanvanklike begrote ramings. Ek dink dit gaan meer wees, nie soos terloops. Ek dink waarskynlik nader aan so wat 50 miljard rand of so. Waar kom hierdie ekstra geld vandaan? Is dit net hoofsaaklik die hulpbron siklus wat so positief is, of is SARS 'n baie groot rol gespeel? SARS en die hulpbron siklus, maar dis nie op die stadium moontlik om die twee te verdeel, te onderskei nie. Om te sien hoeveel hiervan is die hulpbron siklus, hoeveel hiervan is SARS nie. My indruk is dat die voordeel van hoër inkomste uit SARS uit kan voortduur. Die hulpbron siklus is ons maar absoluut afhanklik van internasionale hulpbronpryse, en ons het nie verlede gesien dat dit baie maklik kan omdraai. En baie van hierdie 30 miljard rand of 30 miljard rand plus is teruggegee na veral die persoonlike inkomste belastingbetaler. Ons het 'n aanpassing gekry wat die skala aanbetref en dies meer. Is dit nie bietjie gevaarlik nie? Wat as die hulpbron siklus byvoorbeeld draai en die druk kom iewers skielik die druk op die inkomste van die minister van Finansies? Is dit nie 'n gevaar nie? Ja, al wat dan volgende jaar sal gebeur is, daar sal nie aanpassing wees vir blokkruiping nie. Daar sal net nie 'n belastingaanpassing wees nie, maar ek het 'n bietjie gaan kyk na ons hoogste belastingkoers van 45%, op die oomblik op inkomste bo 1.88 miljoen rand belasbare inkomste. Daai koers is in Maart 2017 ingestel op inkomste bo 1.5 miljoen rand. As jy daai 1.5 miljoen rand na vandag se inflasie aanpas, moet dit so wat 2,19 miljoen rand wees. So deur net nie behoorlike aanpassings aan die bokant van die belastingskale te gee nie, is daar reeds 'n klomp ekstra belasting gevorder. So daar is nie totaal oor die tyd aanpassings gemaak nie, daar's meer aanpassings onder as bo gemaak. Die belastinglas
op meer welvarende belastingbetalers neem die heeltyd toe. Ek het net al 'n grafiek daaroor gewys om te wys hoe die belastinglas geweldig geskuif het na boontoe en weens dit dink ek maak dit nogal sin dat die minister van Finansies vir al daai boonste ouens se belastingskaal is 'n bietjie aangepas het. Dit maak vir my heeltemal sin. Maar as ek die ekstra inkomste gehad het van die minister van Finansies, dan is daar 'n ander belasting wat meer skadelik is. En dit is die geweldige hoë vlakke van maatskappybelasting wat tans op 27% was. Stem jy saam met my? Sou jy nie eerder maatskappybelasting alwaars aangepas het nie? Ja, kyk, maatskappye betaal ons eintlik nie belasting nie. Hulle betaal ons belasting namens die eienaars van die maatskappy. En onthou, ons het nie net maatskappybelasting nie, ons het dan natuurlik nog dividendbelasting ook. Ja. So die eienaars van maatskappye word deur hulle aandelehouding in maatskappye eintlik teen 'n geweldige hoë belastingkoers belas. Nou sien ek ook daar, my minister het gesê aan die uitgawekant, daar gaan deur besuinigings van onnodige uitgawes 'n besparing wees. Ek sou graag 'n baie groter besparing daar wou sien, maar dan sien ek hy sê daar spookwerkers wat 12 miljard rand in salarisse verdien het wat nou uit die stelsel uitgehaal is. Nou ek wil net weet wie daai geld gekry. Want daai spookwerkers se geld is van die staatskas aan iemand wegbetaal. Ja. En ek wil net weet wie is daai mense en wat se strafregtelike optrede gaan daar teen hulle wees en daarvan hoor ons ongelukkig niks. Nou die volgende, maar as ek nou weer 'n keer terugkom, gaan ek jou 'n bietjie meer gesels oor die uitgawekant van die begroting, wat daar gebeur het en die fiskale tekort en die skuldvlakke en dis meer. Maar heel eers moet by Corley draai gemaak want ons wil 'n bietjie later natuurlik iets eet. Nou soos ek vroeër genoem het, kan jy die dis bedien as 'n maaltyd of as 'n bygereg. Nou ek speel wel vanoggend en het 'n kombinasie van basmati rys en dan swart taai. 'n swart taai of bruin rys. Nou net om die gereg interessant te maak en bietjie iets anders op die bord te sit. Nou kom ons dien op. En wat ek wel gedoen het, ek het die basmati rys een kant gekook en dan die taai rys een kant en dan het ek die twee gemeng. So kom ons skep net so 'n skeppie hier in die bord en ek skep dit so aan die kant. En dan skep ons van hierdie. Nou kyk, hierdie is 'n souserige storie. En onthou om daai groente, dit geld nou vir die spinasie en dan vir daai bone of jou ertjies. Gooi dit in net voor opdiening. Want jy sal sien, hier het hy nou vir 'n paar minute gestaan en dan dadelik verloor hy sy kleur. Kom ons kry so 'n bietjie van hierdie sous hier aan die kant in. En dan bietjie geroosterde eie, sommer net vir die krakerigheid. Ek moet nou net my groen weer laat pop, dis kom ek so 'n bietjie ekstra van daai opsit. En dan daarso is my groen korianderblare en net so laaste tikkie suurigheid. Nou hierdie dis is ook iets wat jy maklik kan maak as 'n voorbereide yskasmaaltyd, want dit bly 3 dae heerlik in die yskas en vries ook lekker. Nou toe, die bord lyk verseker na 'n bitter lekker en groot bederf. Die resep is op die Ontbytsake webtuiste beskikbaar en geniet jou naweek. Nou sit eers terug na Dawie en Prof Jan. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Nou gesels verder met Prof Jannie. Ons het nou gesels oor die inkomste kant, die verskillende belastings en hoe dit verander het die afgelope tyd en hoe die minister 'n sekere aanpassings gedoen het wat sekere belastings aan betref. Maar ons kyk net die ander kant van die begroting en dis die uitgawe kant van die begroting. Net so vinnig die agtergrond, Jannie. En dit is as mens kyk na die groot uitgawe items. Die enkele belangrikste uitgawe item van die minister van Finansies is onderwys. Dis nommer groot of nommer 1, gevolg deur sekere sosiale bestedings en dan die derde een is rente op staatsskuld. Nou wat hierdie jaar gebeur het as gevolg van die toename in die staat se skuld, het rente, sosiale besteding verbygesteek, maar het
Teen die einde van die jaar het rente weer 'n keer begin terugsak, want wat gebeur het, die staat se inkomste was meer gewees, die hoeveelheid geld wat hulle geleen het is 'n bietjie minder, en as jy bietjie minder leen en as kapitaal invloei van die buiteland af, wat ons ook gesien het as gevolg van onder andere die feit dat ons van die sogenaamde gryslys af is en natuurlik laer inflasiekoerse en dies meer, het ons gesien as buitelandse invloeye en kapitaalmark rentekoerse het begin daal, so die rentekomponent het daarmee saamgedaal en rente is nou die derde grootste uitgawe item. Maar kom ons praat net oor die belangrikste groot uitgawe items. Rente op sigself is 'n geweldige groot uitgawe item en ek dink die minister van Finansies was miskien so bietjie gelukkig geweest wat sy uitgawes nou bietjie minder was as wat hy aanvanklik gedink het. Ja, is baie gelukkig met die rentekoerse wat afgekom het. Rentekoerse het natuurlik ook afgekom omdat daar skielik 'n laer inflasieteiken is. Korrek, ja. En daar's vertroue in die kapitaalmark dat hierdie laer inflasieteiken bereik gaan word. Wat lei tot laer kapitaalmarkkoerse soos ons verwag het. Dit gee die minister 'n meevaller, maar ons moet onthou in hierdie belastingjaar gaan die rentebetalings omtrent 1.2 miljard rand per dag wees. 432 miljard rand se rente word hierdie jaar betaal. Interessant. Kan ek jou in die rede val? Dit werk uit, ek het dit bereken, is meer as R13.000 per sekonde. Ja. Interessant, min mense snap natuurlik dat ons eintlik hierdie rente aan onsself betaal, want 'n groot deel van hierdie staatsskuld word binnelands besit deur pensioenfondse, versekeringsmaatskappye, ander finansiële instellings wat uiteindelik weer deur die publiek besit word. So belastingbetalers betaal rente aan onsself. Oor die staatsskuld moet ek net die opmerking maak, hier's 'n bietjie van 'n verwarring. Mense sê skielik, die minister het gesê staatsskuld gaan daal. Die minister het nie dit gesê nie. Die minister het gesê staatsskuld as persentasie van die BBP gaan daal. Dis die grootte van die ekonomie. Ja, so die verhouding tussen staatsskuld en die BBP gaan daal. Staatsskuld gaan egter oor die volgende 3 of 4 jaar met omtrent 13.5% toeneem. Van 'n baie groot getal tot 'n nog groter getal. Dis klaarblyklik in Afrikaans korrek om te sê 61.000 miljard rand na 69.000 miljard rand. Of jy kan dit ook in biljoene en triljoene uitdruk. So Dawie, 'n biljoen en 'n biljoeneur en 'n biljoen daar en gou praat ons van groot geld. Maar ek moet die punt maak, staatsskuld bly toeneem. Dis net die verhouding wat afneem. En dit beteken dat jy is die teller en die noemer wat ons op skool nog geleer het, jy weet. So as die ekonomie vinniger groei, dan word die verhouding natuurlik beter. Dan word die verhouding nou kleiner. Maar staatsskuld bly groei. Kom ek net om vir mense te vertel. Dit beteken elke een van julle skuld meer as R100,000 meer as wat jy dink jy skuld, want dit is die per capita staatsskuld in Suid-Afrika. Jy het 'n opmerking gemaak oor die inflasie mikpunt in Suid-Afrika. Nou gaan ek in die moeilikheid kom, soos ek altyd in die moeilikheid kom. Die inflasie mikpunt in Suid-Afrika is 3%. Die minister van Finansies het geskop en geskree. Hy wou nie die inflasie mikpunt verlaag het na 3% toe nie. En uiteindelik was hy eintlik geforseer deur die Reserwebank om dit wel te doen. Nou, hier is 'n ding wat ek nou nog gekyk het, Jan, en ek wil hoor wat jy daaroor dink. Die staatsamptenare, die wage bill of die salarisrekening van die minister van Finansies gaan oor die volgende 3 jaar, volgens die begroting, gaan dit toeneem met 4.4%. Kom ek gee net die agtergrondstorie ook. En as jy kyk na die verskillende sosiale oordragte, dis nie die ou mens oordragte en die child support, die kinderoordragte en dis meer, die gaan toeneem met so rondweg 3.8%, maar die staatsamptenare se salarisse, onthou, die gemiddelde staatsamptenaar kry meer as R600,000 per jaar. Dit beteken 50-60.000 rand per maand of wat ook al. Daardie rekening neem toe met 4.4%. So staatsamptenare in Suid-Afrika word besonder goed besoldig. Laat ek nog 'n syfer gee. Daar's 1.2 miljoen staatsamptenare in Suid-Afrika en hulle salarisse wat hulle ontvang is gelykstaande aan meer as 10% van die ekonomie. Ons moet vir mekaar begin sê en ons moet die boodskap aan politici oordra. Ons staatsamptenare in Suid-Afrika word te veel betaal. Ons kan dit nie meer bekostig nie. Jou kommentaar. Dawie, ek moet my woorde nou baie noukeurig kies. Jy hoef nie, Jannie. Nee, laat ek nou net hier 'n belang verklaar. My liefste vrou Sonel is 'n onderwyseres by 'n skool in Pretoria en gevolglik ook 'n staatsamptenaar. So ek moet nou baie versigtig antwoord. Verstaan jy probleme by die huis? Anders kry ek streng ekonomiese beleid teen my by die huis. Die probleem in die staatsdiensrekening is dat die onderhandelinge vind plaas rondom die inflasieteiken. Maar staatsamptenare, onderwysers ingesluit, moet ek byvoeg, kry ook elke jaar 'n kerfverhoging. En die algemene verhoging word onderhandel en die kerfverhoging word daarby getel. Eintlik moet die
algemene verhoging onderhandel word onder die inflasiekoers sodat die kerfverhoging se bytelling daarvan dit by die inflasiekoers Of onder die inflasiekoers nog steeds. Ja, maar dit is die hart van die probleem, is dat wanneer die salarisonderhandelinge plaasvind, word die kerfverhoging buite rekening gelaat. En dan kom ons by die resultaat uit waarvan jy nou praat, en dis 'n resultaat wat ons al oor die laaste 20 jaar gesien het. Die staatsdiens se aanspraak op, noem dit die ekonomie, het oor die laaste 20 jaar weens hierdie rede bly toeneem. Ek wil net 'n baie belangrike punt maak. Ek is nie gekant dat teen die staatsamptenare wat goed vergoed word nie, maar ons kan nie hierdie tipe, dit is buitensporige tipe van syfers. En nie net dit nie, as mens kyk na die kwaliteit van Suid-Afrika se staatsdiens en onderwys terloops is een daarvan, dan spandeer ons meer op onderwys as die meeste lande in die wêreld, maar die kwaliteit is nie net swak nie, dis soms van die swakste in die wêreld. Ja, Dawie, dis natuurlik nie almal nie, nie almal. Nee, dis natuurlik waar. Ons het 'n ongelooflike gaping in ons onderwys. Ons het wêreldklas onderwys aan die een kant. Aan die een kant. In die ooste van Pretoria waar ek woon. Dit is regtig in regeringsskole wêreldklas onderwys. En dan het ons absoluut swakker as derde wêreld onderwys aan die ander kant. En ons kan nie hierdie gaping oorbrug nie ten spyte van die geweldige besteding aan onderwys. En ons sal hierdie gaping moet regstel nie deur die topskole af te trek nie, maar deur die onderste skole op te hef. Absoluut. Net so een of twee tegniese terme, of tegniese goed, en die fiskale tekort, die minister sê 4,5% tot BBP hierdie jaar. Ons het 'n sogenaamde fiskale primêre surplus. Dit beteken as jy die rentekomponent ignoreer, dan is daar eintlik 'n surplus van so amper 1% of so, en dan verwag jy die skuldvlakke gaan begin stabiliseer wat tans op so amper 79% by BBP is en dan geleidelik begin daal. Koop jy hierdie syfers, stem jy daarmee saam? Dawie, nee, ek het baie kommer oor hierdie syfers as die BBP groei van 1,6% wat die minister voorspel nie gaan realiseer nie. Gaan al sy verhoudings natuurlik daarmee wees. So dit is so eenvoudig soos dit. Die syfers vir my lyk te optimisties rondom die groeiprojeksie en daarom kry hy ander goeie verhoudings hieruit. Ek moet vir jou sê, daarmee stem ek nie heeltemal mee saam nie. Ek is 'n bietjie meer optimisties. Ek dink die fiskale tekort gaan wel bereik word, want ek dink die inkomste gaan meer wees as wat hy sê. Dis een. En natuurlik, jy is heeltemal korrek, as die groei nie realiseer nie, dan is al die ander syfers natuurlik daarmee heen ook. Maar gepraat van groei, en dis die begin van ons gesprek gewees. Groei, daar is net eenvoudig nie genoegsame groei nie. Die finansiële markte het die afgelope jaar eintlik baie goed gedoen. Kapitaalmarkkoerse is af, die aandelebeurs baie goed gedoen, die rand baie beter, rentekoerse af en dis meer, maar dit spoel nie werklik waaroor in die reële ekonomie nie. Wat is daai uitstaande dinge wat 'n mens kan doen om die regte ekonomie aan die groei te kry? Ja, Dawie, ek het 'n baie eenvoudige model. Ons moet die stadsrade laat werk. Dis een. Sodat mense in die stadsrade op die plaaslike vlak kan geld belê. Sodat mense op die plaaslike vlak in diens geneem kan word. En dit sal die ekonomie laat groei. Ons is verby die punt waar ons vreeslike drome het, soos meneer Ramaphosa wat op 'n stadium gedroom het van 'n slim stad en sulke goed. Ons het net nie meer daardie vermoë nie. Dis nou terug na die basiese wat ons moet reg doen. Jy het net aan 'n ander punt geraak, die primêre surplus en die feit dat die minister 'n fiskale anker wil hê, soos wat ons 'n monetêre anker het, naamlik die inflasieteiken. Ek en jy het hieroor gepraat. Ek weet ons verskil op die punt. Ek persoonlik voel die hoeksteen van 'n fiskale anker is 'n primêre surplus. Dit is waar jy begin. Ons moet elke jaar 'n primêre surplus hê, anders gaan ons nooit ons fiskale probleme onder beheer kry nie. Jy kan ander goed daarby sit, maar die hoeksteen, na my mening, is die behoud van 'n fiskale surplus. Maar ons het dit, 'n primêre fiskale surplus. Primêre fiskale surplus, en ons het dit op die oomblik. Ons moet dit ten alle koste behou. Vinnig aan die ene, ek dink ons gaan verdere opgradering kry wat die staat se skuld aan betref. Ons is nog steeds sogenaamd junk of gemors. Daar is Standard & Poor's het ons nou onlangs wel opgegradeer. Maar dink jy die ander gaan volg? Ek dink die ander gaan volg, want hierdie begroting wys die wil om dinge onder beheer te kry. Nou, ons is daarom nou al by beloftes verby. In die verlede het ons beloftes gekry. Nou het ons in die Engels die mooi woord commitment, en hierna het ons aksie nodig. Weet jy Janie, dit is my heerlik om jou te gesels. Ekonome is 'n klomp vervelige mense, maar jy is een van die ekonome met 'n persoonlikheid. So baie dankie dat jy vandag by ons 'n draai gemaak het. Maar ons is nog nie klaar met jou nie. Agbare professor, baie dankie dat jy vanoggend vir ons 'n draai gemaak het en dat jy ons probeer het om 'n bietjie iets te verduidelik oor die begroting. Ek wonder of Leon enigiets
Ek wil nou net sê, dis die min kere dat Dawie meer positief is oor iets. Nie dat ek sê jy's negatief nie, Prof, maar daarmee baie dankie. Ons stuur jou dan nou weg met 'n heerlike botteltjie van hierdie Reserve Chenin Blanc van Leon Kuil. Dis ook wat ons drink. En 'n bekertjie en 'n leersakkie van wat sê ek, Boot & Rally en dan natuurlik dan nou vir 25 jaar getekende ontbytsake tydskrif. Dis fantasties. Dankie vir die insig en jou tyd vanoggend. Ek is seker die kykers het dit verskriklik geniet, net soos ek. Baie dankie. Dawie, jy strek dit stuk, daar's die werk met batterye. Wat? Maar sal jy tog vir my binne-in ook ietsie skryf asseblief? Ietsie positief, David. Volgende week kuier ons saam met die sanger Roan Josh en vind uit oor Passievol 2026 wat in April plaasvind. So maak seker julle skakel in. Prof Jannik Vloek daarom net sê die bottel wyn is ook om te deel met die minister van opvoedkunde en finansies by jou huis. Baie dankie. Baie julle. Bye.